Julle baie welkom, die van julle wat intussen by ons aangesluit het. Ja, ek vermoed daar was heelwat mense by die fees, as daar vanoggend so bietjie minder mense is as gewoonlik hier by ons. Ek kon nie nou, toe ek hier kom staan, help om sommer te dink aan die storieetjie van die bekende prediker wat by die platteland gekom het, en toe daag daar ook baie min mense op, en iemand na die tyd vra hy vir iemand, maar het julle vir die mens gesê, ek kom, is ek wat kom? Waarop die persoon toe antwoord en sê, weet jy, ons het dit probeer stilhou, maar iemand het seker maar uitgepraat. So ek weet nou nie, ek is nou hier so baie welkom. Ek hoop regtig dat in ons saam wees en in ons kerk wees vandag, ons regtig iets van die heerlikheid van die Here gaan beleef. Baie van julle sit nou as gevolg van die deur op 'n ander plek, so nou moet jy vanoggend nuwe mense groet, wat jy dalk nou lanklaas gegroet het. So sê gou môre vir mekaar en laat voel almal daar net welkom. En dan wil ek maar vra die verjaarsdae, almal wat in hierdie week gaan verjaar, wil julle nie vir ons net so 'n aanduiding gee van die feit dat julle verjaar? En dan sommer die huweliksherdenkings so, daar agter sien ek een verjaarsdag, is daar huweliksherdenkings? Ek sien nie nou so vinnig nie. Maar as daar dalk is en mense dit vergeet of daar's verjaarsdae en jy wil dit nie erken nie, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap en ons wens vir hulle 'n mooi jaar toe. En ons gaan 'n laaste lied sing. Dit is hervormingsfees. En weet julle, ek het sommer in die week daaroor nagedink, as ons nou vir mekaar sê dat so 'n klompie jare terug die kerk van die Here Jesus op 'n plek was waar ons eintlik gesê het, ons glo sekere dinge. Ons staan vir sekere dinge en ons kan nie daarvan afwyk nie. Dan, en julle sal nou weet waarvan ek praat, dan besef ek net in die afgelope week ook weer die videoetjie op die sosiale media rondom die kuns van daardie kind in wat hy noem kuns daar in KwaZulu-Natal. Ag, en sommer die besluite rondom dit wat die sinode geneem het. Wonder ek net, wat het geword van ons kerk, van ons gelowiges, wat sê, hier staan ek. Dis wat ek glo, ek kan nie anders. En ek wonder net sommer of kan ek dit maar noem, die invloed van medemenslikheid, die feit dat ons tog net niemand moet aanstoot gee nie. Of dit nie begin maak dat iets van ons getuienis verlore geraak het. Kom ons sing hierdie laaste lied, ons berei onsself voor om die Here se stem te hoor. Hierdie lied sê op 'n manier baie mooi, Here, ek wil u vrede beleef, ek wil liefde bring, ek wil 'n klomp dinge doen, maar ook in die gees van vanoggend, ek wil dit doen sonder om aan die waarheid ontrou te wees. So kom ons sing die 3 versies van lied nommer 284. Om ander hoor as myself te aan.
om aan myself te stel, dat ander die al meer in my kan sien. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom, laat ons na die huis van die Here gaan. Amen. Daarom geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, ons sing nog 'n lied met mekaar saam in antwoord op die groet van die Here, lied nommer 475, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys U naam, in ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons U tesame. En dan die tweede vers is eintlik 'n bede, waarin ons sê, werk in U gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Reinig ons deur U genade, en laat ons offers heilig wees. Kom ons sing vers 1 en vers 2 van lied nommer 475. Ons gaan 'n paar verse saam lees uit die Here se woord daaruit Openbaring hoofstuk 3. Openbaring hoofstuk 3. Ek het reeds gesê waaroor vandag gaan, dat ons as kerk eintlik feesvier oor die geskiedenis van die feit dat ons by geleentheid gesê het, ons glo. Ons kan nie anders nie. Ons glo in iets. Ons glo in die waarheid. Terwyl ek die afgelope week met my voorbereiding besig is, kom hierdie gedeelte, hierdie spesifieke gedeelte in my gedagtes op, en ek sit en oorweeg dit toe nou eers, sal jy nou kinders wees, moet ek 'n kindermoment hê, en toe dink ek, weet, dit is 'n kategese uitnaweek, en dit was 'n woelige naweek in terme van die fees, ek twyfel, en een keer het ek reg geskat rondom die kinders. Maar terwille net van julle wat hier is, en terwille van dit wat ons gaan lees, het ek sommer gedink dat, ek dink ons almal het al daai ervaring gehad, dat jy lus het vir koffie. En dan kom jy by die ketel, en weet nou nie in julle huise nie, maar al die goed wat jy nodig het vir koffie staan by ons sommer daar op dieselfde kas. So dis eintlik 'n baie vinnige en maklike oefening. So jy gooi gou al die goedjies bymekaar, en dan het ons ketel so 'n ronde modelletjie. Jy kan met jou hand net so teen hom druk, dan voel jy of hy nou net gekook is en of jy hom gou moet aansit. En ek wonder of julle dit al oorgekom het. Kyk, jy vat mos nie aan 'n ketel, veral nie 'n metaalketel nie, want hy het 'n manier om terug te vat. So jy
jy raak mos net so liggies aan hom. So as jy nou liggies aan hom raak en jy sê vir jouself, hy is warm, dan gooi jy hierdie water in. En dan maak jy die ontdekking dat koffie nie oplos in koue water. Nee? As hy so van onderaf opkom en jy sien die blokkies en skilfertjies koffie so lê, dan weet jy, hierdie vinnige warm was toe nie warm. Nou gelukkig leef ons in die tyd van mikrogolfoonde, wat ook gevaarlik is, want 'n mikrogolfoond spesialiseer daarin om die beker warmer te maak as die inhoud. So, daar's jy in vir jou tweede verrassing. Maar ek dink ons almal verstaan die idee. Koffie is lekker as hy warm is. Daar's 'n klomp ander goed wat lekker is as hulle koud is. Met ys. Nee? Maar koffie, ek weet nou die restaurante maak dit ook deesdae, maar koffie is eintlik nie gemaak vir koud nie. Soos wat 'n klomp van die ander goed met ys nie gemaak is vir warm nie. Dit laat wonder my oor God se kerk. Dit laat wonder my oor my en jou. Ek bedoel, as jy nou, ek dink dit staan nog daar, want ons lees dit nie meer nie, maar ek dink amper, as jy 'n blik koffie sou omdraai, sou daar iewers op 'n blik koffie die instruksies wees wat sê, gooi 1 teelepeltjie, gooi warm water, voeg melk en suiker by en as jy die kerk se bottel sou omdraai om by die instruksies te kom, dan wil ek glo dat daar in die kerk se instruksies, want dis wat in die oorspronklike instruksies staan, dan sal ek wil glo dat daar in hierdie instruksie en vandag nog op my instruksie staan, wees warm vir God. Lewe vir God. Gee jou alles vir God. Kom ons hoor gou wat het daar in Laodicea gebeur. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen. Die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat met vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Hemelse Vader, as ons vanoggend hier by mekaar is, Here, dan is ons op 'n manier oorweldig
by die besef wat 'n groot voorreg dit is om in die teenwoordigheid te wees van die lewende Here, die skepper van die hemel en die aarde. Here, u grootheid en u almag dwing ons om vanoggend ons nietigheid en ons sondigheid te besef. Maar terwyl ons dit besef, Here, word ons gevul met 'n gevoel van dankbaarheid, omdat ons verstaan dat u ons liefhet. U, die groot en almagtige God, het ons sondaar mense lief. Dankie, Here, vir u genade. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan nie daarvoor werk nie. Ons kan nie daarvoor lewe nie. U ontvang ons. In die woorde van die teks wat ons gelees het, u laat sit ons op die troon by u. Die kinders, die erfgename. Dankie, Here, vir die voorreg. Dankie ook vir u woord. Here, in onseker tye soek almal na iets wat vastigheid gee. Ja, soos bote wat ronddobber op die oseaan, Here, soek ons 'n plek waar ons anker kan vasmaak. 'n Plek wat sal vasbly ten spyte van alles. Dankie, Here, dat u daardie anker is. En dankie dat u ons vanoggend uitnooi om aan u te anker. My gebed is, Here, dat u woord nou met ons sal praat. Want juis in onseker tye, Here, is dit so belangrik dat ons as u kerk nie onseker sal wees en onseker sal praat oor u nie. Daarom pleit ek, Vader, kom deur u Gees en kom wees u self die naprediker van u woord. Amen. Vriende, baie word dikwels gesê rondom 'n teksgedeelte en dat 'n mens eintlik die agtergrond van 'n teksgedeelte moet verstaan om die rykdom van 'n teks te verstaan. Nou ek dink Openbaring 3, hierdie spesifieke perikoop wat ons gelees het, is seker een van die tekste in die Bybel waarvan dit absoluut die meeste waar is. Want as ek en jy nou in die eerste plek die woord Laodiceen hoor, dan is ons nie eers lekker seker waar dit is nie. Ons het 'n goeie idee dat daar iewers in Klein-Asië moes gewees het. Maar vir die mens wat in Laodicee gewoon het hierdie teks absoluut tot hom gespreek. So daarom het ek dit tog goed gedink om net so 'n klein bietjie met julle te deel. Wie was die mense en wat was die stad Laodicee van daardie tyd? Nou in die eerste plek was dit 'n geweldig gevorderde gemeenskap. Hulle het byvoorbeeld die bankstelsel reeds gehad. Daar was reeds 'n vorm van geldwisseling wat plaasgevind het en ook die konsep dat jy geld sou kon bære. Hulle het byvoorbeeld 'n hele wolnywerheid alreeds gehad. Hulle het byvoorbeeld 'n mediese skool gehad. En dan natuurlik het hulle 'n besonderse gevorderde waterstelsel gehad.
buitekant die dorp, eentjie buitekant die dorp, was daar warm bronne. En hulle het met 'n interessante konsep van waterleidings, het hulle daardie water gebring tot in die dorp. En nou sal julle onmiddellik begin agterkom dat hier seker van hierdie elemente is in die teks wat ons vanoggend raak gelees het, waarin Johannes op 'n spesifieke manier infokus op hulle. Die eerste sommer was daar waar hy vir hulle gesê het, weet julle dink julle is ryk. Julle dink julle bankstelsel kan julle red. Dit kan nie. En vriende, mag ek dit maar sê, ek dink 11 September destyds was vir 'n klomp mense 'n geweldige skok. Die lewensverlies was traumaties, ja. Die vindingryke manier waarop dit uitgevoer is en die eenvoud eintlik van waarop dit uitgevoer is, het mense geruk. Maar die een ding wat mense lank daarna nog geruk het, was die feit dat die wêreldse ekonomie tot stilstand kan kom. Dit het nog nooit gebeur voor 11 September nie. En daardie oggend kom die wêreldekonomie tot stilstand. Bietjie meer onlangs, ons het in ons eie land 'n paar, kan ek maar noem, beroemde berigte, voorvalle van mense wat eenvoudig die ekonomie van gewone mense op straat tot stilstand laat kom. Herman Pretorius, Marcus Jooste, ons kan hulle opnoem, 'n paar. Mense wat op so 'n manier optree dat die een oggend het jy nog miljoene op belegging en die volgende moment is jou belegging van 'n paar R100 per aandeel na 'n paar sent per aandeel. In die woorde van die teks, ons dink ons is ryk. Intussen, julle het dalk die beriggie gelees, nou ek, ongelukkig was daar nie in my familie iemand wat 'n pierneef gehad het nie, noodloos nog om te sê, 'n pierneef aan my bemaak het nie. Maar die week toe ek die beriggie lees, besef ek, jy moet eintlik baie bly wees jy het nie 'n pierneef nie, want omdat Marcus Jooste so baie van hulle het hulle waarde nou ook gedaal, omdat hy dit gaan verkoop. So, een goeie nuus, jy kan baie bly wees dat jy nie 'n pierneef het. Ons dink ons is ryk. Ons is nie. Ons dink die geld waarin ons soveel energie belê, kan iets vir ons doen. Die teks sê vir ons nee. Dit kan nie. Die belegging is op verkeerde plek. Tweede, klere. Nou om vir mense wat in 'n stad woon, wat hulle eie tekstielfabriek het, hulle eie wolaanleg het, om vir hulle te sê hulle is kaal, beteken eintlik 'n geweldige belediging. Maar weer eens, dit is maar 'n manier vir die teks om te sê, julle probeer julle aantrek met aardse klere, maar uiteindelik is julle kaal voor God. Julle is eintlik so weerloos, julle is eintlik beklaanswaardig. Johannes gaan verder, dan sê hy, oop vir julle oogsalf, die mediese skool, oop vir julle oogsalf, sodat julle oë kan oopgaan, nie vir siekte nie, maar vir die waarheid van dit wat besig is om te gebeur. Vriende, ek wonder of ons regtig wil weet wat besig is om te gebeur. So 2-3 weke terug het daar by die algemene sinode 'n verslag gedien
rondom die getal lidmate van die NG Kerk. Besef julle hoe skrikwekkend baie mense net nie meer lidmate is van die NG Kerk of per se van enige kerk. Ja, ons het groot geword. Ek het groot geword. Kan ek maar begin in Oudtshoorn om te sê op 'n Sondagoggend in Oudtshoorn, as jou kar nie voor die moedergemeente daardie pragtige gebou gestaan het nie, het hy voor 'n ander kerk gestaan. Hy het nie by 'n mol gestaan nie. 'n Mol was 'n ding in die tuin. Hy het nie by 'n winkel gestaan nie, want die woord van God het gesê, julle moet die Sabbatdag heilig hou, en jy het dit nie gewaag om 'n winkel oop te maak. En as jy dit nog gedoen het, definitief nie onder kerktyd nie. Dis die kerk waarin ek groot geword het. En toe was daar hier in die middel iewers 'n tydperk waar mense die NG Kerk begin verlaat het en gesê het, ek is op soek na iets anders. My spiritualiteit roep my om by 'n ander gemeente betrokke te raak. En ja, ons het so 'n bietjie ontsteld geraak daaroor, en toe ons mooi daaroor dink, toe besef ons, dis ook nog reg. Gaan na daar waar jy geestelik gevoed word. En waar is ons vandag? Vriende, ons is vandag in 'n situasie dat iemand vir my in die week sê, jong, is daar Sondag kerk? Ek sê ja. Hy sê, hoe laat? Ek sê, soos altyd, 9:00. Hy sê, gaan jy lank preek, want is 11:00 rugby. Nou, verskoon my swak humor sin. Hy het vir hom gesê, ek word net tot 10:00 betaal, ek werk nie oortyd. Dis ons wêreld. Ek weet dis 'n kategese uit naweek. Maar dis ons wêreld. Dis die wêreld waarin ek en jy kerk is. Dat mense vir my sê, weet jy wat, ons lewe 6 dae week voluit, Sondagoggend het ek die behoefte om net by my gesin deur te bring. Dis die wêreld waarin ons lewe. En daarom, as die teks sê, maak oop julle oë, smeer vir julle 'n salwie aan, sodat julle werklik kan sien. Vriende, dan dink ek, ons moet 'n slag die werklikheid in die oë kyk, en deel van daardie werklikheid is dat, en ek gaan dit maar sê, dat jong mense belydenis van geloof aflê in 'n kerk, en dan is hulle weg. En miskien kom hulle weer kerk toe, want daar's nog by baie van hulle 'n idee dat as jy nie lidmaat van die kerk is, kan jy nie trou nie. So, ek doen ook nou nie baie moeite om daai misverstand reg te stel, want dan kom hulle daarom. En as jy mos nou jou kind wil 'n naam gee, dan moet jy lidmaat wees van die kerk. Weet jy wat jy hom noem as jy nou nie 'n lidmaat van die kerk is? Sien ons wat besig is om te gebeur. Nou natuurlik praat die teks nie net met ander nie. Want die grootste gevaar van 'n teks soos hierdie is dat ek en jy vanoggend hier kan sit en sê, man, dan sê ek aan bly ek was vanoggend in die kerk. Nou die dominee moes dan met ander mense gepraat. Boodskap aan die mense van Laodicea is, soos julle warmwaterbron se water nie in die stad warm aankom, dat julle lekker warm water het nie, en soos wat julle warmwaterbron se water ook nie lekker vars en koud in die stad aankom nie, maar so lou mengsel is, wat nie goed is vir koffie of ou rost.
So lyk ons geestelike lewe baie keer. So maak ons baie keer vrede met die feit om maar te sê, ag, dit is seker maar die wêreld waarin ons lewe. Die jong man, neem aan, dis 'n jong man, kom ons sê die leerling, dink dit is 'n jong man, wat die kunswerke gemaak het, daar in KwaZulu-Natal. Ek lees in 'n opvolgberiggie, dat hy sielkundig nou baie swaar kry, oor die reaksie wat sy kunswerk gebring het. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek het daai beriggie gekyk en besluit, ek is nie seker of ek dit wil lees nie, want hy weet nie hoe het ek gevoel toe ek daai kunswerke sien, en daai video's sien, van die drogbeelde, wat hy van my en jou God gemaak het. En mag ek dit dan nou maar op die mees onsensitiewe manier sê, en ek hoop julle kan my vergewe, ek kan nie dink dat ek in die eerste plek nou moet dink aan sy siege, terwyl my hele wese daarteen skree, hoe kan iemand van my God so 'n bespotting maak nie? Hoekom moet ek oor sy menseregte en sy reg om homself uit te druk so sleg voel, terwyl my God 'n bespotting gemaak het? En ek kan nie help om te wonder of dit juis deel is van ons probleem nie, dat ons tog so die heeltyd op eiers moet loop, dat ons tog so die heeltyd versigtig moet wees oor wat ons sê, in 'n tyd waarin alles eintlik maar alright is. Kom ek wees met julle eerlik, toe ek met die boodskap besig is, toe dink ek by myself, op watter stadium kan ek dalk iets sê, wat ek kan aangekla word vir haatspraak? Nee? Dis mos die woord waarmee ons op die stadium enige iets wat ons nie van hou nie, net weer lê. Terwyl my en jou God met 'n Hanswors en 'n klomp ander vieslikhede vergelyk word en ons moet stil bly. Die woord van God sê vir Laodicea, as julle maar koud was, as julle maar weg van my gelewe het, dan was daar nog die moontlikheid dat die evangelie van verlossing julle kan verander. Maar nou is julle nie koud nie en julle is nie warm nie. Julle is net so in die middel. Julle is maar net tevrede om Christen genoem te word, maar julle staan vir niks, julle bely niks, julle leef niks. Miskien het dit tyd geword dat ons op 'n Saterdag aand as ons lekker saam kuier vir mekaar sê, julle môreoggend, ons maak 'n afspraak met mekaar. Môreoggend is ons saam in die Here se teenwoordigheid en niemand het 'n verskoning. Miskien het dit tyd geword dat ons vir mekaar sê, weet jy wat, in hierdie dorp maak mense onnodig 'n winkel oop. Ons sal nie op 'n Sondag daai winkel besoek nie. En as ek dit sê, sê ek dit vir myself ook. Want vir wat moet daar altyd 'n ding opwees waarvoor jy lus het op 'n Sondag? Kom sonder om klaar. Miskien moet ons 'n slag vir mekaar sê. God het reëls neergelê hoe 'n huisgesin funksioneer, hoe 'n huwelik funksioneer en ons hou daarby. Kinders het respek vir ouers. En ouers is nie bang om vir kinders te sê, jy is nou uit lyn nie.
Kom ons vergeet van daardie brose, sielkundige wesentjie op die oomblik. En ek gaan dit sê oor lyfstraffie. Maar as ek net sê ek ook iets. Vriende, ek weet, daar's mense wat heel waarskynlik gaan sê, dis nie wat hulle hier hoor nie. God is 'n God van liefde. God is God van deernis. God is die een wat die moordenaar aan die kruis vergewe. Jesus is die een wat vir die vrou sê, ek gaan jou ook nie met 'n klip gooi nie. Dit is so. Maar die Jesus in wie ek glo, het wel op 'n dag die tempel skoon gemaak. Het wel op 'n dag gesê, dis reg. En dis verkeerd. En daar's geen verwarring nie. Ek bedoel, die feit dat die algemene synode nie lekker seker is hoe om die Bybel te lees nie, moenie by my en jou enige onduidelikheid laat dat God weet wat hy bedoel as hy in hierdie woord praat. Laat daar geen onduidelikheid daaroor is by my en by jou nie. Die Here het hierdie woord vir ons gegee en hy weet presies wat hy vir ons sê. Die vraag is, hoe lank ek en jy onsself wil bluf met allerlei toertjies oor hoe ons eintlik met hierdie woord moet omgaan en of ons nog met hierdie woord moet omgaan. En die eintlike keuse wat ek en jy maak is maar net, is ons tevrede om maar net lou te wees. Is ons tevrede om nie te kies nie, om nie warm te wees nie, maar net om lou te wees, want dan sê die teks, weet jy wat? Ek gaan julle uit my mond uitspoeg. Ek sê in die week vir iemand, ek begin dink, dit is nou mooi wat ek sê, ek begin dink, dat die mense wat uiteindelik gered gaan word, toe nie so baie is, as wat ek altyd gedink het. Waarop die persoon my antwoord en sê, maar dis dan wat die Bybel sê. Hoekom dink jy nog daaroor? Vriende, mag ek maar die gedagte net by jou laat, dat die Bybel daaroor praat, dat nie almal wat sê, Here, Here, gaan gered word. En daarom kan ek en jy nooit op die punt kom, waar ons maar net kan sê, ek was nou in die kerk, en nou sê ek tevrede, 6 dae lê voor my, ek kan maak wat ek wil, want Sondag het ek weer my plek. Nee, ek moet 24/7 met hierdie woord besig wees. Sodat ek uiteindelik die smal weg bewandel. Sodat ek uiteindelik deel van die min is wat gered word. God is nie tevrede met lou nie. God is nie tevrede met halfhartig nie. Hy sê dit op meer plekke. Hy is nie tevrede daarmee dat ons hom wil dien, maar ook vir mammon of vir iets anders wil dien nie. Moenie met God probeer onderhandel en sê, Here, U weet dat ek die heel week besig was en U wil hê ek moet 'n goeie pa vir my kinders wees, so daarom gaan ons nou nie kerk toe nie, ons gaan strand toe, want dan is ons 'n goeie gesin. Moenie met God onderhandel nie. Hy vra van ons om warm te wees, om te lewe vir hom,
om ons keuses te maak, sodat hy uiteindelik verheerlik word. Deur wat ons doen, deur wat ons sê, deur hoe ons optree, deur hoe ons lewe. Lou, halfgaar, doen dit nie vir God nie. Warm, toegewyde kinders van God, wat teen die wêreld en die tydgees en die samelewing en die druk van hulle vriende en al die ander dinge bereid is om te staan vir dit wat God in sy woord vir ons sê. Dis God se kinders. Dis God se erfgename. En ons moenie dat die wêreld en die tydgees ons mislei nie. Ja, mag ek dit maar sê, ons moenie dat hulle wie ons dink behoort te weet, ons mislei nie. God se woord is duidelik wat God van sy kinders verwag. Kom ons gaan leef dit. Kom ons vertrou hierdie God. Dat ons rykdom nie in ons geld lê nie, maar dat dit lê in die woorde van die liedjie, soek allereers die koninkryk van God. Ons vertrou hierdie God. Dat as ons sy naam bely vir die mense, hy ons name sal bely vir sy Vader. Amen. En dit so terwyl ons sit, gaan ons 'n lied sing, die pragtige lied wat sê ons glo. As jy vanoggend nie die vrymoedigheid het om dit saam te sing nie, is dit alles reg. Maar as dit is ook wat jy bely saam met die kerk deur die eeue heen, kom ons sing hierdie pragtige lied. Alleen sal gebring weer die woord, versamel deur die Gees, beskerm en versorg. Jesus is die Heer, aan U kom toe die heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo, versoen deur U, tot een beker en doel. Deur eer, doopgedoop, en ons bely U naam. Jesus is die Heer, aan U kom toe die Heer. Heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo, gedink deur U, tussen hart en loop.
lydings al, laat ons vredemakers word. Jesus is die Heer, aan die kom toe die Heer, heerlijkheid en eeuwigheid, Jesus Christus is die Heer. Ons groep bevryde weer, in 'n wêreld vol dood. Is U by niemand bly, en ons sal U daarin volg. Jesus is die Heer, aan U kom toe die Heer, heerlijkheid en eeuwigheid, Jesus Christus is die Heer. Ons geloof deur U, selfs in weerstand en straf, om U alleen as God te lief en te bely. Jesus is die Heer, aan U kom toe die Heer, heerlijkheid en eeuwigheid, Jesus Christus is die Heer. Hemelse Vader, U hoor vanoggend ons belydenis. Ja, Here, saam met die kerk van al die eeue wil ons sê, U is Heer. Ons aanbid U as 'n drie-enige en heilige God. En daarom bid ek nou, Here, dat U vir ons die onderskeidingsvermoë sal gee om te weet wanneer ons moet praat en wanneer ons moet stil bly. Ek bid, Here, dat U vir ons vreesloos aan die waarheid sal laat vashou. Ook wanneer daardie waarheid oor ons lewe spreek. En dit vir ons sê dat U nie tevrede is met ons. Help ons, Here, om op te hou redeneer in die gees van humanisme oor waarom sekere dinge op sekere maniere gedoen moet word. En gee ons die moed, Here, om U woord te lewe. Gee ons die moed, Here, om in ons huise, tussen ons vriende, by ons werkplek, in ons gemeenskap, aan die waarheid getrou te wees. Ons bid vir hulle wat siek is, Here. Ons wil vir hulle intree by U en bid dat U vir hulle sal genees. Ons kom bid, Here, vir soveel dele in ons land wat gebuk gaan onder 'n droogte wat ons nie meer in taal kan beskryf nie. Ons bid, Here, dat U vir ons uitkoms sal gee. Dankie vir die uitkoms wat daar was ook nou. Here, dit het ons lewens werklik kom verkoop. Maar Here, die droogte is nie gebreek nie.
En daarom bid ons, dat U as die een wat lewe gee, dat U lewe sal gee, vir mens en dier en natuur, deur 'n lieflike reën. Maar Here, ook in ons geestelike lewe, waar ons samelewing arm en droog geword het, bid ons Here, laat U woord lewe gee, lewens verander, sodat ons U kerk kan wees wat U ons bedoel het om te wees. Amen. Ons gaan geleentheid gee om die Here te dien met ons offergawes. Vriende, net voordat ons 'n laaste lied sing, net gou 'n paar belangrike goedjies. Albei hulle het gevra, Klein Rivier Blok, hulle het eerskomende Dinsdag het hulle 'n laaste keer die nagstap ten bate van die gemeente. Volgende keer gaan hulle dit ten bate van Kansa doen, so ons vra u ondersteuning ook vir hulle. Dit begin Dinsdag aand om 7 uur. En as net die gedagte aan dit jou miltsteek gee, daar is 'n 1 kilometer stap. Dis presies 1000 tree of min of meer 200 keer yskas toe en sitkamer. So, dis blykbaar baie naby, ek is nie seker nie, maar toe maar. Goed, dan kom ek gaan gou. Dit raak tyd vir die koekie projek. Ons wil graag vanjaar weer ons bejaardes en die personeel van die tehuis bederf. So raak asseblief aan die bak. Hierdie koue weer is ideaal vir die bak van koekies. Ons wil kyk om donderdag die 28ste November te pak, sodat ons as gemeente dit aan daai Sondag kan gaan uitdeel. Dan ja, volgende Sondag gaan daar net een diens wees, tot in die koers nog 'n bietjie met sy Sabbatsverlof. Vriende, en dan het ons
het ons die stelsel, die klankstelsel in die kerk, wat na die huis toe uitsaai, het ons opgradeer. Nou, ons sal later nou vir almal wat daarbey betrokke was, baie dankie sê, want daar is baie geld daarin, maar dit gee ons ook die fasiliteit om ons oggenddiens, of om ons eredienste wat hier plaasvind, op YouTube te laai. So, gestel nou byvoorbeeld, jy kan om een of ander rede nie vanoggend hier wees nie, maar dis jou huisvriende se kleinkind wat gedoop word, dan sou jy met die hulp van jou kleinkind se hulp op YouTube kon gaan en jy sou doodgewone erediens kon volg. So, ons hoop, ons het nou vanoggend 'n toetsloopie gehad, daar is so 1 of 2 hakplekkies nog. Ons hoop dat volgende Sondag alles by die ouerhuis uitgesorteer is. Ek het 'n borg gekry vir grimering, want die bejaardes gaan elke plooi sien, so duidelik is die beeld. Maar die voordeel daarvan is dat dit op YouTube ook gaan beskikbaar wees. So, ek gaan vir 'n toetsloopie probeer om vanoggend se diens byvoorbeeld ook op te laai, want dit is nou nog so 'n bietjie eksperimenteel. Blykbaar as ons 1000 mense het, en ek gaan nou maar die Engels gebruik, wat subscribe op hierdie kanaal, dan kry ons gemeente 'n YouTube kanaal basies vir al ons dienste. So, vra ook vir iemand wat weet om jou net te wys hoe subscribe jy, maar op die manier kan ons byvoorbeeld sê, daar was vanoggend 100 mense in die kerk, maar ons sien dat 200 of 300 mense die erediens elektronies gekyk het. As ons egter agterkom dat dit ons kerkbywoning gaan beïnvloed, is dit met die knip van 'n draad die einde van YouTube. So dit, as jy nou dalk bekommerd is dat nog minder mense gaan kerk toe kom, dis baie maklik om daai deel af te skakel, makliker as om hom aan te skakel. Maar ek noem dit net vir julle. Goed, dan gaan ons afsluit. Lied nommer 470 is nog 'n belydenis om maar net te sê, U Here is ons koning, die een wat met mag regeer, ons U onderdane lof sing en buig ons voor U neer. En dan sê die 3de versie pragtig, gee nou aan ons volharding, dat ons met moed kan stry. Heer, gee aan ons oorwinning, U krag sal ons bevry. Kom ons sluit af met die eerste en die 3de versie van lied nommer 470. Die Here is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lof sing en buig voor U neer. Groot is U nog en heilig, getrou is U en goed. U Here is ons toevlug, die God wat ons behoed. Gee nou aan ons volharding, dat ons met moed kan stry. Heer, gee aan ons oorwinning, U krag sal ons bevry. U is ons rots, ons redder, een wat die vyand sluit. U Here is ons Vader, ons God in ewigheid. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly.